Gun my asseblief die geleentheid om 'n kort gedagte met julle te deel vanoggend vanuit die woord. Ek glo dat God 'n God is wat kommunikeer. Amen. Ek glo God is 'n goeie Vader en hy wil praat met sy kinders. En daarom, as ons ore het, moet ons hoor. Amen. As die Here praat, moet ons luister. En die gedagte wat ek met julle wil deel vanoggend is een vers uit Spreuke en dit sê die volgende, hoofstuk 4 vers 23. Julle ken hom baie goed. Bewaak jou hart meer as alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorspronge van die lewe. Amen. Ek sien hier's mooi karre hier buite. Van julle ry mooi karre. Ek moet sê, Randfontein doen goed. Daar's versekering op daai karre. Van julle sit dalk in stres en hoop nie iemand steel jou kar nie. Moenie worry nie, daar is karwagte. Julle het selfone, nê, met 'n screen protector op. En 'n horlosie met 'n screen protector op. Myne het al so 'n bietjie gekraak, maar het my screen mooi beskerm. Ek is seker julle het goeie versekering in julle lewe, nê? Lewensversekering, mediese versekering, mediese fonds, karversekering, huisinhoudversekering, alles wat jy het, moet beskerm word, nê? Want dit is dinge wat vir jou kosbaar is, dis dinge wat jou lewe volmaak. In die aande word die deure gesluit, die alarm word aangesit, ek is seker ook toe julle kerk toe gery het, julle alarms aangesit, want jy wil hê jou huis moet beskerm word, jou goed moet veilig bly. Maar beskerm ons harte. Is jou hart beskerm? Is jou hart veilig? Wat gaan vanoggend in jou hart aan? Wat lewe heiliglik in jou hart? Soms is ons harte onstuimig, né? En soms is daar dinge wat ons kwel. Sommige mense sê partykeer, jong, ek het nou 'n regte varkie in my hartjie. Dit is 'n bietjie donker daar binne. Daar is dinge wat ons harte bereik, nê? Dinge wat ons beleef in die lewe, wat ons harte bereik. Gesprekke waarin jy gewikkel kan wees. Dinge waarna jy kyk. Dinge waarna jy luister. Dinge wat jy opmerk in die lewe. En al hierdie dinge het 'n manier om 'n mens se hart te affekteer. Dit het 'n manier om in te werk op jou ingesteldheid. Dit het 'n manier om in te werk in jou innerlike gesprek. Ons almal praat met onsself, nê? Dit beteken nie jy is mal nie. Ons almal het 'n innerlike gesprek wat plaasvind. My vraag aan jou vanoggend is daai innerlike gesprek gesond? Wat leef in jou hart? En jy weet, die vyand van die hart, of die vyande van die hart, kan op 'n baie slinkse manier toegang tot jou hart kry, nê? Dinge soos jaloesie, dinge soos hoogmoed, dinge soos bekommernis, woede, angstigheid. Al hierdie dinge het 'n manier om stilletjies in te kruip in ons harte in. En soos hierdie woord vir ons sê vanoggend, hierdie skrifgedeelte, uit die hart is die oorsprong van die lewe. Hoe dit in jou hart gaan, so gaan dit in jou lewe. Hoe dit in jou hart gaan, so gaan dit in jou verhoudings. My vraag aan jou vandag is jou hart gesond? Is jou hart op 'n goeie plek? Is jou verhoudings gesond? Is jy geestelik op 'n goeie plek? Die Here wil hê dat dit met ons goed moet gaan. Amen. Ek glo in 'n goeie God. Ek glo in 'n God wat wil hê dat dit moet goed gaan met sy kinders. Maar jy sien, dit kan net goed gaan in jou lewe as dit goed gaan met jou hart. As dit goed gaan met jou siel. En ek wil so ver gaan as om te sê, as dit goed gaan met jou verhoudings. Want kyk, alles in die lewe kan uit mekaar uitval, solank jou verhoudinge in plek is, dan voel dit vir jou, jy kan enige ding aanpak.
Baie van ons werk nog. En as dit goed gaan by die huis, dan gaan dit goed by die werk, nee, en dit voel sommer of die werksdag lekker is. Maar laat jy en jou vrou nou 'n fight hê voordat jy gaan werk. Dan voel daai dag sommer ekstra lank, nee? Dit is heeltyd hier in jou agterkop, dit pla jou, want dit voel vir jou, dit gaan nie goed in jou verhouding nie. Bewaar die dinge wat vir jou kosbaar is. Bewaar jou hart. Wees versigtig waaraan jy aandag gee. Wees versigtig in watter gesprekke jy betrokke raak. Jy weet, sommige gesprekke is so wild wat 'n mens het deur die dag, dat dit hou jou in die aand wakker. En ons wil nie dit hê nie. Sit te wag voor jou ore. Sit te wag voor jou oë. Sit te wag voor jou mond. Wees versigtig waaraan jy aandag gee. Dawid skryf vir ons in Psalm 119, moenie worry nie, ek gaan nie daai hele Psalm lees nie, dit is die langste een in die Bybel. Maar hy sê vir ons daar in vers 11, ek het u woord in my hart gebere, dat ek nie teen u sondig nie. Hy vra die vraag in vers 9, hy vra, hoe kan 'n jongeling, hoe kan 'n jong man of 'n jong vrou hulle lewe rein hou, deur dit te hou aan die woord van die Here. Kom ons vul ons lewe met dit wat goed, mooi en goddelik is. Kom ons maak prioriteit met die woord van God. Kom ons maak erns met God se woord en ons vul ons lewe daarmee. Dan sal ons harte ook beskerm wees. En ons harte sal gevul wees met dit wat goed is. Ek weet ons leef in die tegnologiese eeu, en daar is baie apps wat 'n mens kan download en goedjies op kyk op die foon, en dis 'n goeie tydverdryf en 'n heerlike tydverdryf. Maar wees versigtig. Wees versigtig wanneer jy scroll. Wees versigtig waarna jy kyk. Jy kan die Bybel ook download op jou foon, het jy geweet. Kan jy hom 'n bietjie lees? Ek dink ons lewe sal baie beter en meer aangenaam wees as ons harte beskerm. En as ons harte vul met dit wat goed en goddelik is. Miskien sit jy hier vandag en jy sê, Justin, my hart is 'n bietjie swaar vandag. My hart is 'n bietjie seer vandag. My hart is 'n bietjie rou vandag. Daar's 'n varkie in my hartjie. Ek het vandag vir jou goeie nuus. God sien jou hart. Amen. God sien wat mense nie sien nie. En God kan die onmoontlike vermag. Ek is seker ons almal het al met mense gepraat oor uitdagings wat ons beleef, of probleme wat ons beleef. En mense kan jou help tot op 'n punt, maar mense fiks nie noodwendig daardie probleem vir jou nie. Maar ek wil vandag vir jou sê, God is goed. En as jy jou gebroke hart na hom toe vat, as jy jou seer hart na hom toe vat, is hy die goeie geneesheer, wat daardie hart weer heel maak. Hy ken jou behoeftes, hy ken jou begeertes, hy ken jou pyn. Jesus sê so mooi toe hy op aarde was, kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal vir julle rus gee. Ek sal vir julle vrede gee, wat alle verstand te bowe gaan. Dalk sit jy hier vandag en jy sê, maar ek weet nie of ek dit waardig is nie. Want die Here weet al wat 'n gemors ek al in my lewe aangejaag het. Dalk sit jy hier vandag en jy dink, nee, maar is ek ooit goed genoeg? Die Here kan nie 'n gebroke hart weerstaan nie. En wanneer ons getrou is en bely, dan vergewe die Here ons meer as 70x7 keer. Vertrou die Here met jou hart. Vertrou die Here met jou lewe. Vertrou hom met elke situasie van jou lewe. Vertrou hom met jou verhoudings. Vertrou hom met jou finansies. En bo alles, bewaar jou hart. Want daaruit is die oorsprong van die lewe. Amen. Mag die Here
julle ryklik seën en mag sy Gees dan ook die naprediker van hierdie woord wees.